kan die woord van die Here oopmaak by Psalm 116 en ook by Lukas hoofstuk 17. Ons gaan twee skrifgedeeltes lees vanoggend. Ons gaan eers Lukas 17 lees en dan gaan ons Psalm 116 lees. So Lukas 17 en dan Psalm 116. Die opskrifie by Lukas 17 is die genesing van die 10 melaatses. Die genesing van die 10 melaatses, vers 11 tot en met vers 19 is wat ons gaan lees. Hy sê op sy reis na Jerusalem het Jesus deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval, by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: 10 nie rein geword nie, waar is die 9? Maar daar was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling. En hy sê vir hom: staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Dan blaai ons na Psalm 116 toe. Psalm 116, die opskrifie daar soos 'n danklied van 'n verloste. Ons gaan ook die teksgedeeltes tydens die preek uit Psalm 116 kry. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smeekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind, maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig en onze God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My geloftes sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Dit nou nie Here. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik ek is die knegt. Ek is die knegt, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal U 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Ons lees tot sover uit die 53 vertaling van die Here se woord. Kom ons staan die manne en dan bid ons saam. Here, U troon is voorwaar 'n troon van genade. Dankie dat ons met vrymoedigheid so toe kan gaan, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Here, hierdie Psalm is so ryk van dinge wat mens kan doen aan U om dankie te sê vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, ek weet, Paulus het ook in Romeine 11 gesê, ons kan eintlik niks doen om terug te gee vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Here, ons kan niks doen om die saligheid te beerwe nie. Dis alles genade. As die lig van genade op ons skyn, Here, dan kan ons maar net opkyk. En soos daardie sondaar uitroep, Here, wees my sondaar genadig. Here, maar daar is soveel ander dinge wat U vir ons doen. Barmhartigheid,
sorg vir ons, U onderhou ons. Die skape van U weide hierdie. Here, U is iemand voed. Daarom vra ek ook vanoggend, neem ons op daardie plek, die groen weivelde, en voed ons vanoggend soos wat U daardie mense langs die meer gevoed het. Breek die brood, en geef ons die lewensbrood vanoggend ook. Dit vra ek in Jesus Christus se naam. Want Hebreë of Handelinge 4 vers 12 sê, daar's geen ander naam onder die ganse hemel wat aan die mensekinders gegee is waardeur ons gered word nie. So in hierdie naam wat ons bid, en ons loof en prys hierdie naam. Amen. Nou ek wil graag vanoggend praat vanuit vers 12 van Psalm 116 wat sê, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? En ek praat vanoggend presies oor hierdie tema, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Dit is die tema ook vanoggend. En elkeen wat vanoggend hierso sit het hulle eie verhaal te vertel, hulle eie verhaal van hoe die Here hulle al hoeveel keer in die verlede gehelp het. Iemand wat vanoggend hierso sit, kan nie sê die Here was nie goed vir my gewees nie. Die Here het nie goed vir my gedoen nie. Hy het jou lewe gegee in die eerste plek. Hy het jou gesondheid gegee en ten minste tot hier het hy jou gesondheid gegee. Hy het vir jou gesorg tot hier. Jy het nie gisterand honger gaan slaap nie. Jy het nie jy het 'n dak oor jou kop gehad. Het jy dalk 'n lewensmaat verloor? Miskien het jy, maar jy het al die jare gehad saam met daardie persoon. Jy het vandag nog dalk 'n lewensmaat. Wat van al die dae wat die Here jou saam met vriende en familie gegee het alreeds? Het jy dalk jou werk verloor? Wat van al die dae wat dit goed gegaan het? Ons is so negatief ingestel as mense, terwyl ons al die positiewe dinge vergeet wat die Here vir ons gedoen het. Die seëning uit God se hand. En daarom is dit goed om 'n luisteraar te wees. Soms as mens van ander mense se probleme hoor, dan lyk jou eie probleme nie so groot nie. Dan kom jy vinnig agter jou eie probleme is nie so groot soos wat jy gedink het nie. Dit gee mens perspektief. Perspektief van God se weldade aan die mens. Psalm 116 vers 12. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat is weldade? Dit is voordele. Daarom in die Engels vertaal as benefits in die King James. Hy sê, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Nou render is die Hebreëse woordjie shuv. En dis om te draai. Dis om terug te gee. Dis om soos daardie melaatse wat gesond geword het, om te draai en die Here voor sy voete neer te val en om te verheerlik vir dit wat hy aan hom gedoen het. Wat sal ek die Here gee? Wat sal ek aan hom lewer? Wat sal ek teruggee aan hom vir dit wat hy aan my gedoen het? Verseker is dit om met my lippe 'n eenvoudige dankie vir die Here te gee. Miskien om hom te loof en prys, soos wat ons vanoggend gesê het, grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Maar dit strek veel verder as net die woorde van my mond. Dit is om te draai en God te verheerlik met my hele lewe. Toe Jesus die melaatses gesond gemaak het, was daar net een wat werklik geloof gehad het. Dis die een wat omgedraai het, sjoep. Dit is daar dieselfde woordjie vir bekeer. Hy het hom omgedraai, voor hom neergeval. En sy aksie en sy handeling wys dat hy hom bekeer het. Hy wys dat hy dankbaar is. Dit is hoekom die Heilige Katekismes praat van die dankbaarheidslewe. Hy het omgedraai en hy die Here verheerlik vir dit wat hy hom gedoen het. Sy handeling wys dat hy dankbaar was oor hierdie weldaad van die Here aan hom bewys. Jesus het gesê in vers 17 en 10 uur uitgeword en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie, want hy was 'n Samaritaan gewees en hy sê vir hom, staan op, jou geloof het jou gered, jou geloof wys dat jy werklik dankbaar geword het. En die minste beteken dankbaarheid oor die Here se weldade aan ons, om nie te kla oor al die ander dinge wat verkeerd is in my lewe nie. Daar is groot dinge wat die Here aan my doen, maar daar is ook die kleinere dinge in die lewe wat die Here ook aan ons doen, soos om asem te haal. As mense wat op ventilators is, wat nie kan asemhaal nie. Eendag 'n berig gelees in die
koerant van 'n vrou wat vertel hoe dit voel om op daardie ding of in die hospitaal te wees en nie te kan voel om asem te hê. Dis 'n weldaad van die Here om asem te hê. En ons kan nie vanoggend sê die Here het nie goeie dinge in ons gedoen nie, want watter dinge doen die Here aan ons? Die Here hoor ons hulpgeroep vanuit hierdie Psalm, vers 1 en vers 2. Die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig. My oor tot iemand te neig is om so te maak. En dis wat die Here doen. Psalm 144 vers 3 tot 4. O Here, wat is die mens dat U hom ken? Die mense kan dat U op hom ag gee. Die mense soos die nietigheid, sy dae soos 'n vlugtige skaduwee. Psalm 116 vers 5 sê, die Here is genadig en regverdig. Ons God is 'n ontfermer. Hy gee vir ons om. Hy bekommer oor ons. Dan red die Here ons verder van die dood. Hy red ons van bekommernis. Vers 3 en vers 8. Bande van die dood het my omring. Angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind, want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. As die Here mens se siel gered het, dan hoef mens nie meer die dood te vrees nie. Hy het die dood oorwin. Jy kan in 1 Korintiërs 15 daarvan gaan lees. Hy het dit opnuut gemaak. Hy het die angel van die dood, dit is die sonde uitgehaal. En daarom hoef mens ook nie meer vreesagtig te wees oor allerlei dinge nie. Ons moet nie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar ons moet hom vrees wat die siel in die hel kan werk, saam met die liggaam. Maar vir die wat gered is, die wat weergebore is daar nie daardie probleem nie. Hy wat in ons is sterker as hy wat in die wêreld is. Wie is die God van hierdie wêreld? Dis die bose. Dis iets waarvoor ons dankbaar kan wees. Hebreërs 2 vers 14 en 15, aangesien die kinders dan vlees, wie is die kinders? Dis die wat weergebore is, aangesien die kinders dan vlees en bloeddeelagtig is, en ons is vlees en bloeddeelagtig, en die Here het op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. So die Here het mens geword. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. Die Here het vlees geword. Filippense 2 sê, hy het homself ontledig. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Hoekom? Want ek en jy is vlees en bloed en daarom moes hy op dieselfde manier vlees en bloed word. Hy was waarlik God, maar hy was ook waarlik mens. En hy sê deur die dood hom tot niet kom maak wat mag oor die dood, en dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Vrees jy nog die dood? Jy moet nie bang wees vir die dood as jy waarlik weergebore is nie. As jy 'n kind van God is, hoef jy nie die dood te vrees nie. Dis net 'n hekkie na die volgende. Maar as jy nie die Here Jesus ken as jou verlosser en saligmaker nie, dan wil ek vir jou sê jy moet baie bevrees wees. Want dan het Jesus nog nie vir jou gekom. Wat doen die Here nog vir ons? Hy doen goed aan ons. Psalm 116 vers 7, my siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan ons gedoen. Hy het goed aan ons gedoen. Dit sê maar net hy's in beheer. Ons kan met 'n dankbare hart weet hy's in beheer. Ja, ons weet van George Soros en ons weet van Bill Gates en ons weet van al die ouens, die World Economic Forum en ons weet van Davos en al daai dinge. Ons hoef nie bang te wees vir die reset en al die goeders waarvan mense praat, of die merk van die dier, waarmee mense jou wil bang maak nie. Want God is in beheer. En as jy sy kind is, dan sal hy jou kom haal. Voor die openbaring van die Antichrist. Hier is die seels, daar in Openbaring, weer na die wegraking. Ons kan met 'n dankbare hart rus in die feit dat hy in beheer is. Die Here bewaar en hy help ons ook. Vers 6 sê die Here bewaar die eenvoudiges, ek het swak geword, maar hy het my gehelp. Hy het my gehelp. Psalm 2 sê, waarom woel die nasies? Waarom bedink die volke nietige dinge, veral in ons dae? Dan sê hy verder, laat die Here lag vir hulle. Dan sê hy, kus die seun, want gou kan sy toorn ontvlam. Is ons bang vir ons veiligheid? Daar's soveel moorde wat aangaan. Ons kan die Here
getrou om ons te bewaar as ons die binne sy wil beweeg. Psalm 91 vers 10, geen onheil sal jou tref, geen plaag na jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë, maar jy moet hom vra. Daar's soveel getuienisse in die ou dae in Rhodesia en so aan, waar die engele mense bewaar het, omdat daar gemeentes was wat gebid het tot die Here en gevra het vir die veiligheid van die boere, en dan weet ons dat Hebreërs 1 vers 14 sê, is die engele nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Dis die wat die saligheid sal beerwe. Dis die kinders van God, dis die wat weergebore is, volgens Johannes 3 vers 3 en volgens Johannes 1 vers 13. Miskien is daar tog iets toegelaat oor jou lewe, laas jaar of hierdie jaar. Maar wat van die ander 364 dae wat niks jou oorgekom het nie? Dank die Here daarvoor, dat jy vandag nog 'n dag kan lewe. Jou verjaarsdag moet nie 'n partytjie wees nie, maar dit moet 'n dankbare dag wees van dit wat die Here vir jou gedoen het, dat hy jou nog 'n dag gespaar het. Die laaste dag van die jaar moet nie 'n partytjie wees nie, maar dit moet wees 'n dag van verootmoediging, dat ek die Here dankie sê vir dit wat hy in die verlede vir my gedoen het, die jaar wat verby is en die nuwe jaar wat kom, dat hy my sal bewaar en my sal toerus, dat ek diensbaar vir hom kan wees in sy koninkryk, sodat siele by die Here kan uitkom. Wat doen die Here? Psalm 121 vers 2 tot 8, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie, kyk die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie, die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Wat doen jou skaduwee? Hy volg jou die hele tyd, jy kan nie wegkom van jou skaduwee nie. Wie van julle dan probeer weghardloop vir jou skaduwee toe jy kind was? Jy kan nie wegkom van hom af nie. Hy volg jou. Maar as jy daar in die skaduwee staan, as jy besig is met duistere werke, is die skaduwee daar? Hy is nie daar nie. Wandel in die lig, dan sal jy opreg wees. Wandel in die lig soos hy in die lig is. Dan het ons vrymoedigheid en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Vers 8 van Psalm 1. Verder, die Here bewaar ons van bande. Hy sê in vers 16 wat ons nou gelees het, ag Here, sekerlik ek is die knegt, die seun van die diensmaagd, U het my bande losgemaak. En as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Sukkel jy nog met sondebande? Is daar ietsie wat jou vashou? As die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle oorgekom behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan oorkom. Dank hom vir al die kere wat die Here jou uitkoms gegee het. Dank die Here vir al die sondebande waaruit hy jou vrygemaak het. Dink aan jou verlede, voordat jy kind van God geword het. Al die dinge wat jy gedoen het en waarvan die Here jou nou vrygemaak het. Ons kan voorwaar vir die Here dankie sê. En daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sê Hebreërs 2 vers 17 en 18, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kan wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, wanneer hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hy sal die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. En in die lig van hierdie dinge, al hierdie dinge wat die Here vir ons doen, wat kan ons die Here vergelde? Wat kan ons vir die Here gee om dankie te sê vir dit wat hy vir ons doen? Hoe kan ons soos daardie melaatse omdraai en teruggaan en God verheerlik? Deur 'n dankbaarheidslewe. En Psalm 116 sê vir ons presies, wat is hierdie dankbaarheidslewe? Vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Die eerste gedagte, ek sal die Here lief hê. Vers 1, ek het lief, want die Here hoor my stem, my smeekinge. En wat 'n geseënde verklaring van die psalmdigter hierso uit die hart uit, en elke gelowige behoort sonder aarzeling, net soos wat ons vanoggend gedoen het in die samevatting van die wet, ek het die Here, my God, lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. En moet dit sonder aarzeling kan sê,
Die psalmdigter weet nie net dat hy die Here liefhet nie, hy weet sommer waarom hy die Here liefhet. Hy praat ook uit ondervinding, want hy weer en weer na die Here toe gekom. Daarom is dit die woord smeekinge. Dit is in die meervoud. Die Here hoor my smeekinge. En soveel keer as wat hy gekom het na die Here toe, was hy ook welkom, want die Here wys nooit die weg wat na hom toe kom nie. God het gehoor. Hy het sy gebroke uitroepe gehoor. Maar hy het ook daardie versigtiging gehoor, die meer bedaarde gebede wat hier in die hart opkom, soos Hanna gebid het met die lippe wat beweeg. Die Here het gesien wat in die hart aangaan. En daarom het hierdie psalmdigter God lief met sy hele hart. En wanneer iemand sy gebede gehoor word en beantwoord word, dan is liefde die natuurlike resultaat daarvan. Dit was 'n vereiste vir Israel om die Here deur sy wet lief te hê. En daarom sê Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Here jou God jou, of van jou, as net om die Here jou God te vrees en al sy weë te wandel en hom lief te hê. En die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Dit was deur die wet aan Israel opgelê, hulle moes dit doen. Maar dit was nooit in die hart van die mens voortgebring nie, behalwe deur die genade van God, deur die wedergeboorte. Deuteronomium 30 vers 6, die Here jou God sal jou hart besny, die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Hier in Deuteronomium 30 sê hy dit alreeds. Praat hy van eintlik die wedergeboorte as hy praat van 'n hart wat besny word. Dit wat Jesus gesê het vir Nicodemus, daar in Johannes 3 vers 3. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan. En daarom sê Romeine 5 vers 5, die liefde van God is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Wie kry die Heilige Gees? Dis die kinders van God, die wat weergebore is. Efesiërs 1 sê, ons harte word verseël deur die Heilige Gees, tot met die dag van verlossing. Wat is daardie dag van verlossing? Dag van die wederkoms. Wie is hierdie ons? Die liefde van God is in ons hart uitgestort. Ons is die kinders van die Here. En daarom is hierdie woordjie vir liefde, wat in Romeine 5 vers 5 ook gebruik word, die woordjie agape, dit is goddelike liefde. Jy kan nie God lief hê met 'n goddelike liefde as die Heilige Gees in jou hart uitgestort is nie. Die liefde van God in jou hart uitgestort is nie. As die Heilige Gees in jou woon, dan kan jy waarlik sê, Here, my hart is besny, en daarom het ek lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. Net die kind van God wat waarlik kan lief hê. En hoe weet ons dat iemand God lief het? Iemand wat God lief het, het 'n liefde vir sy woord, vir sy gebooie, vir sy insettinge. Hy sê in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hoe openbaar die Here homself aan ons? Deur die Bybel. Vers 12, wat sal ek die Here vergeld en weldade aan my? Wat sal ek die Here gee, omdat hy so goed is vir my? Ek sal die Bybel lees. Ek het sy gebooie lief. Ek het sy woord lief. Ek bewaar sy woord, want dit wys dat ek hom lief het. As ek sy Bybel lees. En die Here wys, hy is lief vir hom. Lees sy Bybel. Die tweede gedagte, ek sal die Here aanroep al my dae. Want, sê vers 2, hy het sy oor tot my geneig. En daarom sal ek al my dae, of sal ek hom in my dae aanroep. Hy het sy oor tot my geneig. Hy buig hom, God buig hom neer, vanuit sy heilige paleis, God wat alles geskaap het, buig hom neer om hierdie ellendige sondaar, hierdie geskape wese, sy gebed te hoor. Die beeld is amper die van 'n sagmoedige vriend of 'n dokter, wat daar oor die pasiënt kom om te luister, wat fluister hierdie man, skaars hoorbaar, want die gebed is so flouties, maar hy luister, of daar 'n gebed is wat opkom tot hom, en hy neig sy oor om te hoor of het van jou afkom, want hy wil toch so graag hê, dat sy kinders ons sal aanbid. En wanneer ons gebede so flouties en kragteloos is, dat ons self nie eens reg weet of ons bid nie, of ons selfs bevraagteken of ons eintlik besig is om te bid, dan neig die Here sy oor om te luister. Hy sy oor geneig om te luister na Hanna se gebed, wat sy daar uitgestort het voor die Here. En dit is genoeg rede om hom te loof en te prys in al my dae, om hom aan te roep in my dae. Die King James sê, as long as I live, solank as ek lewe. Dit sê net vir 'n oomblik nie,
vir 'n Sondagoggend nie. Dis nie net vir die bidduur geleentheid nie. Dit is 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag. En wanneer die kind van God sy gebed in swakheid beantwoord word in die krag van God, word ons versterk in hierdie gewoonte van gebed. En daarom is dit goed om gebed 'n onophoudelike handeling te maak. Ja, jy moet jou tydjie hê daar in die binnekamer in die verborgene voor die Here. Elke dag moet jy daar sou wees, maar dit is 'n lewenswyse. Dis om 'n verhouding met hom te hê tot die dag dat ek sterf. Ek gebruik hom dus nie vir my inkopieslysie nie. Ek bly in kontak met hom. My hele lewe is een groot gebed. Psalm 84 vers 11 sê, want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan van die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ja, jullie gaan ook daaroor om nie die onderlinge byeenkomste te versuim, soos Hebreërs 10 vers 25 ons sê. Maar dit gaan ook daaroor, dat 'n dag in die voorhoewe is beter as die tente van goddeloosheid. Dit gaan oor 'n lewe van aanbidding. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees nie, ek sal bid ook. Maar wat sal ek die Here nog vergeld vir al sy weldade aan my? Die derde gedagte, ek sal wandel voor die Here se aangesig. Vers 9, ek sal wandel voor die aangesig van die Here in al die lande van die lewendes. Wandel. Nou die psalmdigter se lewe sal lewe asof hy permanent in die teenwoordigheid van God is. Al is hy onder die mense. Hierdie woordjie wandel moet ons verstaan as iemand se manier van lewe, sy lewenswyse, sy uitkyk op die lewe. Sommige mense lewe asof hulle net vir hulle medemens lewe. Hulle het agting vir mense se opinies, mense se oordeelig, hulle gee om wat ander mense dink. Maar die man wat voor die aangesig van die Here wandel, neem die teenwoordigheid van God ag in sy lewe, in die manier hoe hy lewe. Hy beweeg onder die invloed van hierdie alsiende oog van die Here, wat die aarde deurloop. Hy tree op asof God hom elke oomblik kan sien. 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Bewus daarvan asof die Here my sien. Dis baie beter asof die baas my sien. Dis baie beter asof my vrou, my kinders my sien. Die Here sien my. En ware dankbaarheid teenoor dit wat God gedoen het vir ons, lê daarin om in heilige vrees voor die aangesig van die Here te wandel. Ek is nie bang nie, maar ek het respek. Ek eer die Here deur my lewe en dit wat ek doen. Dit is hoekom dit daar 'n industriële revolusie was. Want mense het begin lewe asof die Here hulle sien. Werksetiek. Ek werk omdat die Here my sien. Ek draai daai skroefie mooi vas want die Here kyk vir my, nie die baas nie. En daarom na vordering begin kom. Dit is waaroor dit gaan. Respek vir sy heiligheid. Want ek is eenkant gesit vir die Here. En ware heiligheid word geproduseer deur die gevoel daarvan om te wandel asof ek die hele tyd voor die koning se oë is. Ek het al gesien hoe iemand optree voor die koningin van Engeland. Hulle sit hulle beste voetjie voor en hulle sit glimlaggies voor en agter. En hulle steek die handjie uit en hulle buig die buigingkie. Maar die oomblik as die koningin haar rug draai en sy gaan uit die kamer uit, dan steek hulle tong uit of hulle lag en hulle praat lekker met mekaar. Dat sy net om die hoek verdwyn. En mense maak so met die Here. Sondag is hulle die beste voetjie voor ander mense is hulle beste voetjie voor, is hulle 'n engel, maar by die huis is hulle 'n duiwel. Party mense maak nie so met hulle pa. Ander mense maak so met die dominee. So lekker as iemand jy nog nie ken in die dorp nie. Jy lekker met hulle gesels. Hulle lekker sleg. As hulle lekker te kere gegaan het. En hulle uitvind wat jy doen. Baie keer vra jy, wat doen jy? Psalm 116 vers 12 sê, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net my Bybel lees nie. Ek sal biddend wees ook. Ek sal konstant in sy teenwoordigheid wees, voor sy aangesig wandel, asof ek werklik voor sy aangesig is. Want die waarheid is, ek is eintlik die hele tyd voor sy aangesig. Hebreërs 4 vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Om
te wandel voor sy aangesig is om mense se daaglikse wandel op aarde te wandel asof jy die hele tyd in God se teenwoordigheid is. Die kind van God sal dus nie op daardie plekke wees waar die Here nie welkom is nie. Hy sal nie in die duistere skaduwee wees nie, waar jy nie die skaduwee kan sien nie. Hy sal in die lig wandel soos hy in die lig is. Hy sal let op sy lewenswandel. Psalm 101 vers 6. Die Here het vir Abraham gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Dis Genesis 17 vers 1. 101 vers 6 sê, my oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Dis nie 'n werk om heilig eenkant gesit voor sy aangesig te wandel nie. Dis vanuit 'n posisie van rus. En daarom in die 4de gedagte, ek sal rus in die Here. Hy sê in vers 7, my siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Dit is duidelik dat die psalmdigter in sy gedagtes hierso verskrik was. Hy het waarskynlik slapelose nagte, bekommernis gehad oor die een of ander iets in sy lewe, maar nou met die gevoel van beantwoorde gebed maak hy sy gemoed stil. Hy sê, keer terug tot jou rus, my siel, bly stil. Hy het voorheen rus gehad, so daarom keer dit terug tot sy rus. Hy weet wat is die gevolg van beantwoorde gebed, maar hy maak sy siel om terug te keer tot daardie rusposisie wat hy al voorheen gehad het. Hy weet wat dit is om nie geloof te rus. En nou keer hy terug na God wat die toevlug van sy siel met vorige dae was. Soos 'n voël vlug na sy nes, so vlug sy siel na die Here toe in rus, in geloof in die Here. Om te rus in die Here is om te wag op hom, om te vertrou op hom, in die geloof. Hy het sy seun gestuur om ons sondes te versoen. Hy het sy gees gestuur om ons te lei en te vertroos. En om te wandel in die gees is om te rus in die Here en nie te wandel in die vlees nie. Galasiërs 5. Is dit dan nie genoeg bewys dat hy aan ons goed gedoen het, behalwe al die ander kere wat ons nog ook gehelp en die feit dat hy sy seun gestuur het en sy gees gestuur het, sodat ons nie alleen hoef te wees nie. Daar ons dan die Here vertrou en rus in die geloof in hom. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Maar hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Matteus 11. En daardie rus is om te bly glo in die Here se goedheid, al gaan dit sleg met my. Al is die storms om my besig, weet ek Jesus is steeds in die skuil. Dit voel of hy slaap, maar hy is altyd net daar, en hy sê vir die disippels daarso, klein gelowiges, waarom was jy nou bang? Want hy was nog die hele tyd daarso gewees. Psalm 116 vers 10 sê in die 83 vertaling, ek het in die bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. Selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. Het ek bly glo in die Here, want my siel het teruggekeer tot daardie rusposisie. Job het alles oorgekom, maar hy bly vashou aan die Here. Job 2 vers 4 tot 10, die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref van sy voedsel tot sy skedel, en hy het vir hom 'n potskerp geneem om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. En toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Maar hy antwoord daar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie, en by dit alles het Job nie gesondig nie. Hy het nie gesondig met sy lippe nie. Psalm 116 vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net my Bybel lees nie, ek sal nie net bid nie, ek sal nie net konstant in sy teenwoordigheid wees nie, ek sal voor sy aangesig wandel, ja, ek sal rus in hom, omdat ek vertrou op hom, selfs al gaan dit nie eintlik baie goed met my nie. Maar, wat sal ek die Here nog vergeld vir al sy weldade aan my? 5de gedagte, ek sal die naam van die Here aanroep. Vers 13, ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep. Nou, ek sal neem, ek vat, is 'n baie interessante antwoord op die vraag, wat sal ek gee? Wat sal ek vergelde? So wat sal ek die Here gee? Dis die vraag. En nou is die antwoord daarop, wat sal ek neem?
Dis eintlik 'n interessante antwoord op daardie vraag, want dis die wysste antwoord wat gegee kan word. Om die beker van verlossinge op te neem is in sigself 'n daad van aanbidding. Dit laat mens dink aan die beker van die nagmaal, waarin mens jouself herinner aan dit wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het, want saam met die vol beker van verlossinge roep die psalmdigter die naam van die Here aan. Hy aanbid hom. 1 Korintiërs 11 vers 25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Dink aan dit wat ek vir jou in die kruis gedoen het en lewe daarom 'n lewe daarvolgens. 'n Dankbaarheidslewe. Draai om, bekeer jou soos daardie balans, draai om en gaan sodat ek vir jou kan sê jou geloof het jou gered. Op die tafel van liefde staan die beker van God se genade. Die beker is deur die geloof ons in hom op te neem. Dit moet ons eie gemaak word. En met 'n hart vol blydskap eer ons die een wat dit ter wille van ons volgemaak het. Ons neem hierdie beker figuurlik by die nagmaalstafel. Ons neem 'n diep teer geestelik om ons siele se dors te les. Om die beker van verlossing op te neem is om letterlik te getuig deur jou lewe dat hy jou siel uit genade gered het. Die 83 vertaling stel dit so in vers 13, met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en ek sal die naam van die Here aanroep. Ek getuig van sy redding. Om te sê ek sal die naam van die Here aanroep is om deur jou lewe te getuig dat jy werklik verlos is. Daar's baie mense wat sê ek het Jesus aangeneem. Hulle het nie werklik Jesus aangeneem nie, want hulle lewe getuig nie daarvan nie. Jy sal 'n dankbaarheidslewe lei as jy die Here werklik liefhet en die beker van verlossing opgeneem het, want jou lewe sal getuig daarvan. Lukas 7 vers 47, ek sê vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. As jy weinig lief het, beteken dit daar's weinig vergewe. As jy baie lief het, dan beteken dit daar's baie vergewe. Jy weet die Here het jou vergewe. Lukas 7 vers 47-48. So wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees nie, ek sal nie net bid nie, ek sal nie net konstant in sy teenwoordigheid wees en daar wil wees waar die kinders van die Here ook teenwoordig is nie. Ek sal voor sy aangesig wandel, ja, ek sal rus in hom, omdat ek vertrou op hom. Selfs al gaan dit nie goed in my lewe nie, want my lewe sal getuig van iemand wat die beker van verlossinge opgeneem het. Ek sal getuig van sy redding. Maar wat sal ek die Here nog vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal my geloftes aan die Here betaal. Vers 14, my geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. En hierdie sluit aan met die beker van verlossinge opneem in die naam van die Here aanroep, want dit is vir almal dat baie duidelik dat hierdie persoon die Here dien. Hy is nie 'n geheime Christen nie. Hy leef sy geloof uit. En daarmee bedoel ons nou nie gefeinstes wat Jesus van gepraat het daarin Matteus 6 vers 5 nie. Hy sê wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie, want hulle hou daarvan om die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle loon klaar weg het. Ons bedoel nie hiermee skynheilige geloof nie, mense wat engel by die kerk is en by die huis 'n duiwel is nie. Maar opregte geloof wat uitgeleef word deur 'n getuienis van dit wat Jesus gedoen het vir iemand. Ons dink byvoorbeeld hieraan aan die vrou wat aan bloedvloeiend gely het. Lukas 8 vers 47. En toe die vrou sien dat sy nie verborge kon bly nie, kom sy bewende en sy val voor die Here neer en sy vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Sekerlik wou hierdie vrou wat so skaam is oor haar siekte, bloedvloeiend, sy wil net verborge bly. Sy wil net saggies gehou en sy kleed raak en gesond word. Sy wil stil bly sonder dat iemand agterkom. Sy wil nie voor al die mense haar siekte bekend maak nie. En die verborgene raak sy aan, want die vrou sien dat sy nie verborgene kan bly nie. Die Here soek haar uit deur sy vraag en hy sê, wie het my aangeraak? Het jy al die Here aangeraak? Is jy weergebore? Is jy genees? Die Here jou gesond gemaak? Wie is die wat my aangeraak het? Hy moet hom bekend maak. Jy is nie 'n geheime Christen nie, jy moet getuig. Hulle oorwin deur die woord en hulle getuienis. Sy sal moet erken dat sy
hy die een is wat deur Christus gesond gemaak is. Sy vertel voor die hele volk, vir wie sy eers skaam was, dat sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik daarna gesond geword het. En al bewe sy, kan sy nie stil bly voor hierdie vraag, wie het my aangeraak nie, dan volg 'n getuienis voor die mense oor dit wat God in haar lewe kom doen het vir haar. Die woordigheid van sy ganse volk. Mens beloof so maklik vir die Here iets. Here, as U my net hierdie keer help, dan sal ek. Hou jou geloftes. Prediker 5 vers 3 tot 4 sê, as jy 'n gelofte aan die Here gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaasheid nie. Betaal wat jy beloof, dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Miskien is daar 'n doopbelofte wat jy iewers afgelê het. Miskien was dit 'n belofte by jou aanneming gewees. Miskien was dit 'n huweliksbelofte wat jy in die teenwoordigheid van die ganse volk gemaak het. Jy moet eerder niks sê as wat jy praat en dit nie doen nie. Laat julle woord ja wees en julle nee. Wat meer as dit is uit die bose, sê die Here Matteus 5 vers 37. So wat sal ek Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees, ek sal nie net bid nie. Ek sal konstant in sy teenwoordigheid wees, voor sy aangesig wandel. Ek sal rus in my vertroue op hom, selfs al gaan dit nie goed nie, want my lewe sal getuig van iemand wat die beker van verlossing opgeneem het. Ja, getuig van my verlossing. Ek sal my geloftes betaal in die teenwoordigheid van die ganse volk. Ja, in die laaste plek, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die Here 'n offer van danksegging bring. Vers 17, ek sal die Here 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Nou die versie net voor hierdie een sê, ag Here, sekerlik, ek is die knegt, die seun van die diensmaagd, U het my bande losgemaak, U het my die knegt gemaak, sê hy. En daarom is deel van sy offer van danksegging om die Here se knegt te wees. Hy is 'n diensknegt. Hy is soos die verlore seun, Lukas 15 vers 17 tot 19. Hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel voor U, ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie, maar maak my soos een van U huurlinge, maak my 'n diensknegt. En om die posisie van diensknegt in te neem teenoor mekaar is ook 'n manier om dankie te sê. Jesus het die voorbeeld natuurlik gegee deur die disippels se voete te was, so mekaar se voete was, nie letterlik te gaan doen nie, maar ons moet mekaar dien. Want ons is diensknegte van mekaar. Daar's baie maniere om die Here ook te dien as diensknegte. Ons dien mekaar, ons dien die kerk van die Here Jesus Christus met ons hande, met ons tiendes, sodat siele by die Here kan uitkom. Siele gewen kan word vir die koninkryk van die Here. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wat is jou redelike godsdienst? Jy moet jou lewe stel as 'n offer aan die Here. Dit is 'n welgevallige offer aan die Here. Ja, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem, sê Psalm 116 vers 19. Kerk toe kom is ook om die Here te vergeld aan al sy weldade aan my. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van die Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Weer daar die diensbaarheid. Sluit af. Ek kan nie iets vir die Here doen om gered te word nie. Ek kan nie werk te doen om gered te word nie. Daaroor is Efesiërs 2 vers 8 baie duidelik. Maar as ek gered geword het, as ek weergebore geword het, dan moet my lewe wys dat ek die Here dien, dat ek hom lief het, sy weldade aan my, dat hy aan my bewys het, moet ek vir die Here iets gee. Wat sal ek die Here vergeld van al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees, 'n liefde vir die woord hê en my lewe daarin konformeer. Ek sal nie net bid nie. Ek sal konstant in sy teenwoordigheid wees. Ek sal voor sy aangesig wandel, soos wat Abraham voor die Here se aangesig gewandel het. Ek sal rus in my vertroue en geloof op hom te midde van die
omstandighede wat my getref het, maak nie saak wat dit is nie, want ek sal dink aan al die ander dae wat die Here goed vir my was, en ek sal vertrou op hom, dat hy my ook deur hierdie probleem sal vat. My lewe sal getuig van iemand wat die beker van verlossinge opgeneem het. Ek sal getuig van sy verlossing aan my, want ek sal my geloftes aan die Here betaal, wat dit ook al was, en die teenwoordigheid van die hele gemeente. Ek sal leef soos iemand wat die Here dien. Ja, ek sal 'n diensknegt wees vir die Here, wat sy liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, want dit is my redelike godsdiens. Jesus sê in Lukas 17 vers 17, het 10 nie rein geword nie. Waar is die 9? Is jy een van die 9? Of is jy die een wat omgedraai het? Sjoep, die Hebreëse woordjie daar. Keer, die Here iets gegee. My liggaam gestel is 'n heilige welgevallige offer. Wat het die Here vir jou gedoen? Het hy jou al verlos van die doderyk? Jou siel gered? Jy dalk gesond gemaak en keer toe jy baie siek was? Jy jou bewaar gisterand? Het hy jou onderhou tot vandag toe nog? Dit het hy alles vir jou gedoen. Wat doen jy vir hom? Graf ons Zinzendorf het voor daardie skildery gestaan van die gekruisigde Jesus en daaronder het gestaan, dit het hy vir jou gedoen. Wat doen jy vir hom? Is jy een van die 9? Is jy van die 1? Ken jy aan jou Bybel? Is jy getrou in jou stiltyd? Leef jy as God jou sien? Dien jy hom in die geloof, al gaan dit sleg? Getuig jou lewe van dit wat hy vir jou gedoen het. Kom jy vorige beloftes na? Dien jy hom met alles in jou. Dis wat die Here vanoggend ook vir een en elkeen vra. Amen. Kom ons buig die woord. Here, baie dankie ook dat ons vanoggend so uit Psalm 116 en Lukas 17 kon leer. Here, wat sal ons doen? Ons weet ons kan niks bydra eintlik nie. Maar as ons maar net soos Abraham ons lewe, alles wat U vir ons gegee het, hier op die altaar plaas, soos wat Abraham Isak op die altaar geplaas het. Here, alles is in elk geval uit die hand. En daarom het Abraham ook geglo, U sal dit vir ons teruggee. Isak teruggee. Here, ons weet, as ons lewe vir U oorgee, totaal en al, dan neem U dit ook aan, as ons opreg is. Miskien een wat vanoggend uitroep, Here, ek is een van die 9. Wil ek bid vir genade en vra dat U ook een wat omgedraai het, sal sê, jou geloof het jou gered. Baie dankie dat ons dit in Jesus naam kan vra.